Hoofstuk 14, Markus 14, dit is ons laaste preek van Markus vir hierdie jaar, en ek gaan dan volgende jaar, sal ek verder gaan, Andrei en moontlik Ben gaan vir ons preek die volgende paar Sondae, en dit is preek nommer 51 uit Markus uit. Ek het gaan kyk, ek het 60 preke in totaal deur Johannes gepreek, en ons mag dalk 60 of 61 of so op die ou en dit deur Markus preek. Markus 14, en ons kyk vanaf vers 1 tot vers 11 vandag. Waarvoor sal jy wil bekend wees? Waarvoor sal jy wil bekend staan? So as jou kinders of jou kleinkinders eendag die volgende generasie vertel van jou, wat wil jy hê moet hulle van jou sê? As jy kon seker wees dat jy vir die res van die mense se geskiedenis bekend sou staan vir iets, wat sou jy graag voor bekend wil wees? Wat sou jy wil hê mense moet onthou van jou? En verder moet ons vra, is jy besig om so te lewe dat dit wat mense van jou sal onthou werklik die beste goed sal wees? Of gaan jy bekend staan vir tydelike dinge? Hy was 'n wonderlike golfspeler. Okay, wat ook al. Waarmee is jy besig? In ons gedeelte vandag is daar twee mense wat vir altyd bekend sal wees vir dit wat hulle gedoen het. Van die een het Jesus selfs beloof dat sy vir altyd sal onthou word vir die pragtige daad wat sy gedoen het. En die ander een het die ondenkbare gedoen. Hy het sy Skepper verraai en verkoop soos 'n slaaf. En ons gedeelte het ons vandag na kyk, beklemtoon die kontras tussen hierdie twee, wat vir altyd sal bekend staan vir hierdie dade. En verder in hierdie gedeelte is alles wat hier besig is om te gebeur, is besig om Jesus reg te kry vir sy kruisiging. Al die stukkies is besig om in plek geval te word. En wat interessant is, die mense wat doen, weet nie hulle is besig om dit te doen nie. Hulle weet nie eers dat hulle is besig om God se plan uit te werk, soos wat God gesê het, dit sal wees nie. So kom ons lees die teks saam, en soos wat ons doen, kyk na daai kontras wat geskep word hier, deur Markus en Matteus kom die kontras ook deur, en kyk ook na hoe is alles besig om gereg gemaak te word vir Jesus se kruisiging. So ons lees die teks, Markus 14 vanaf vers 1 tot vers 11. Ek lees uit die ou vertaling. Sy in die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae gewees, en die hoëpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kom neem en doodmaak. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulself verontwaardig was en gesê het, waaroor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word. En hulle teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle. En wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral word hierdie evangelie oor die wêreld heen verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot gedagtenis aan haar. En Judas Iskariot, een van die 12, het na die oorpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewer. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om hom geld te gee, en hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Ons opskrif vandag is voorbereidings vir Jesus se dood. Voorbereidings vir Jesus se dood. En ons het weer een van Markus se toebroodjies. En in die ou vertaling kom dit baie duidelik deur, want elke keer begin die volgende gedeelte met 'n koneksiewoord. Daar's elke keer die woord en, vers 3, en vers 10.
wat vir ons sê hierdie is als saam, hierdie behoort saam te gebeur. Markus konnekteer hierdie drie gedeeltes aan mekaar, juis om hierdie kontras uit te lig. Aan die een kant het jy die Fariseërs en Judas, en aan die ander kant, jy weet, in hulle uit haat, uit komplot hulle, Jesus se dood. En aan die ander kant het jy hierdie vrou wat uit liefde hom salf en hom aanbid en hom salf op die ouende vir sy dood. So die gebeure hierso wat ons gaan sien, dit gebeur nie kronologies nie. Markus het dit as prins vir ons so bymekaar gesit sodat ons hierdie kontras kan sien. Johannes maak dit duidelik dat die ete in Betanië 6 dae voor die Pasga gebeur het. Die Fariseërs, hierso sê ons teks, het 2 dae voor die Pasga het hulle bymekaar gekom om die Jesus probleem te bespreek. En is duidelik dat daarna het Judas gekom en het hy met hulle interaksie gehad en saam met hulle het planne gemaak. So hierdie gebeur nie alles op dieselfde dag nie, maar Markus sit dit as prins so bymekaar, konnekteer hierdie drie, sodat ons deur hierdie struktuur hierdie kontras duidelik kan sien. En sodat ons dan kan uitgedaag word om te besef die manier hoe die vrou opgetree het, is die regte manier as Jesus is wie hy sê hy is. As Jesus is wie hy sê hy is, dis dit wat ons behoort te doen. En as Jesus nie sê wie hy is nie, as hy lieg, dan is dit wat die Fariseërs doen en Judas logies, meer logies. En dit sit daar in kontras vir ons. Een kommentator skryf oor hierdie gedeelte, "This Markan sandwich is like a rose between two thorns, like a pearl placed between two ugly shells, a blazing light offset by pitch darkness." Pitch darkness. En ons sien in vers 1 en 2 sien ons slinkse planne vir moord. Slinkse planne vir moord. En op hierdie manier is die Fariseërs besig om Christus voor te berei, dinge voor te berei vir sy kruisiging. So kom ons kyk na vers 1. Dit sê in die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae wees en die hoofpriesters en skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak. So die Pasga en die fees van die ongesuurde brode was 2 verskillende feeste in die wet gewees. So hierdie is nie net een fees gewees oorspronklik, dit is 2 verskillende feeste in die wet. Maar omdat hulle reg na mekaar gebeur, die Pasga en dan die fees van die ongesuurde brode, het dit in Jesus se tyd baie keer bekend gestaan as een. So as jy gesê die fees van die Pasga, kan jy praat van net daai een dag of jy kan praat van alles. As jy gesê die fees van die ongesuurde brode, kan jy van die laaste 7 praat of jy kan praat van al 8. Dit is hoe hulle dit gebruik het. En dis hoekom dit so hierso by mekaar gekonnekteer is. So die eerste dag van hierdie feestydperk, die Pasga, sou oor 2 dae wees. Dis wat hierdie teks vir ons sê. Nou ons gaan volgende jaar wanneer ons verder gaan in Markus, gaan ons kyk na die volgorde van die gebeurtenisse en wanneer gebeur wat in Markus en in Lukas en Johannes, want dit is moeilik, dit is kompleks hoe al hierdie dinge gebeur en wanneer presies het Jesus die Pasga gehou en hoe sterf hy dan op die Pasga as hy die Pasga die vorige dag gehou het en al daai dinge. Ons gaan dit dan hanteer, nie vandag nie. In Matteus is dit duidelik dat die hele Joodse raad ontmoet hierso. In Markus is dit onduidelik, dit klink asof net so 'n paar van hulle bymekaar kom. Matteus is dit dis duidelik, hulle het offisieel die hele raad bymekaar geroep. In Kajafas se huis bymekaar gekom om te besluit wat gaan hulle doen met hierdie Jesus, hierdie probleem wat hulle het. En kom ons kyk weer na vers 1 om te sien hoe Markus hulle planne beskryf, wat se maniere gebruik hulle. Sê in die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak, met lus. Die 2020 sê om Jesus op slinkse manier, op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. So hulle probeer vir Jesus vang in 'n lokval. Daai woord slinkse het baie keer die idee te doen van 'n aas of selfs van 'n hoek of hoek op aas. Dis die idee daarvan, op 'n slinkse manier. En wat hulle wil doen is hulle wil hom vang daar waar die skare nie daar is nie. Hulle wil hom vang op 'n plek waar die skare hom nie gaan kan red nie. Klomp kere wou hulle hom al doodgemaak het, nee. Klomp kere wou hulle hom al gevang het, maar elke keer is hulle bang vir die skare. Kan dit nie doen nie. So hulle soek 'n manier, hulle kort 'n manier wanneer hulle basies hom kan arresteer wanneer daar niemand is nie. Niemand weet nie. Verder beplan hulle ook wanneer
hulle hom wil vang en hom doodmaak. Kyk na vers 2. Hulle sê maar, hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. So hulle wil vir Jesus gevange neem, nie op die fees nie, en hulle wil beslis om nie doodmaak tydens die fees nie. Hulle gaan verseker nie wil hê dat hy gevang moet word en doodgemaak word tydens die Paasfees, daai heel eerste groot belangrikste dag nie. Hoekom? Hoekom wil hulle nie dan op daai dag en hierdie feestydperk Jesus doodmaak nie? Hulle sê sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. Nou julle moet besef, hierdie is die grootste fees, nê? Daar is honderde duisende mense wat na Jerusalem toe stroom in hierdie tyd. En hulle is almal daarso en hulle is almal besig om hierdie fees te vier. Waaroor gaan hierdie fees? Hierdie fees laat hulle dink aan hoe hulle gered was uit Egipte uit. Nee, hoe hulle losgekom het van die slawerny van die Egiptenare. So dis 'n tyd wat hulle nasionalisme is weer besig om wakker gemaak te word. Daar's 'n begeerte vir hulle om los te kom onder Rome se heerskappy. En in kort net 'n vonkie en dan is daar 'n oproer wat aan die brand gaan slaan. En dit is maklik dit te gebeur. En onthou, hulle het net 'n paar dae voor hierdie het hulle Jesus ontvang asof hy die Messias is. Onthou julle wat hy gedoen het, die palmtakke en als en hulle hom toegejuig het en gemaak, hulle het gedink hy is die Messias. Okay, so hulle is klaar, dis hulle denke. Dis die omstandighede. Rome weet altyd is die Paasfees 'n gevaarlike tyd, soveel so dat hulle tot 5000 tot 6000 partykeer soldate ekstra in Jerusalem gaan plaas het, net om seker te maak daar's nie oproer wat kom nie. So hierdie is 'n politieke gelaaide tydperk. Die Joodse leiers was versigtig om enigiets te doen wat dalk gaan lei tot 'n oproer in hierdie tydperk. 'n Deel van dit is want hulle hou van die posisies wat hulle het. Okay? Hulle het hierdie magsposisies en hulle is daar, hulle is toegelaat, hulle is dit gegee gewees tot 'n mate deur die Romeine. En hulle werk was om seker te maak daar kom nie opstand nie, seker te maak die Jode bly onderdanig. So dis wat hulle wil doen, hulle wil daai posisies van hulle hou. En daarom sê hulle nie tydens die fees nie. Nie tydens die fees nie. So hulle wil nie Jesus doodmaak tydens die fees nie en beslis nie tydens die Bas gaan nie. En dit is hulle wil, dis wat hulle wil hê. Hier is 'n vraag. Wanneer het Jesus gesterf? Tydens die fees op die Pasga, die Paasfees. Hoekom? Want dit is wat God bepaal het gaan gebeur. Dit is God se wil. God het bepaal dat Jesus doodgemaak sal word op die Pasga en hy gaan hulle gebruik om dit te doen teen hulle wil op die dag wat hulle nie wil nie. Hulle wil hom doodmaak, maar hulle wil dit nie op daai dag doen nie. En God gaan hulle gebruik om te doen op die dag wat hy bepaal het. God is 'n beheer en nie hulle nie. Maar ons kan hierdie selfs 'n stapie verder vat. Satan. Satan wil beslis vir Jesus doodmaak. Maar Satan wil beslis nie vir Jesus doodmaak op die Pasga nie, want Pasga het ingebou hierdie profetiese ding van 'n lam wat gaan kom en gaan kom sterf. Dis daar. Hy wil nie dit vervul nie. Tog is hierdie Joodse leiers is onder sy beheer, hy beïnvloed hulle. Hy gaan spesifiek persoonlik vir Judas beheer. En nog steeds gebeur dit op die dag wat God bepaal het. Nie die dag wat Satan nie wil hê nie, nie die dag wat hulle nie wil hê nie. God is in beheer. En Handelinge 4 vers 26 tot 28 vat hierdie baie goed saam. Ek sny elke naam so 'n bietjie uit. Handelinge 4 vers 26. Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerste het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Okay, daar is 'n aanhaling van Psalm 2 af. En dan pas Petrus dit toe, hulle pas dit toe, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het. So dis wat hulle wil doen en hulle kom teen hom. Maar luister nou na vers 28. Om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Hulle doen hulle planne. Hulle vervul 'n stuk van Psalm 2.
maar dit is soos wat God dit wil hê. Sy hand en sy raad te laat plaasvind. God is in beheer. En as God die Joodse leiers kan kry om teen hulle wil en teen hulle plan Jesus te laat doodmaak op die Paasfees, dan kan jy weet hy is ook in beheer in jou lewe en mense in jou lewe. Alles wat met jou gebeur, het God bepaal om te laat gebeur op 'n manier en tyd wat hy wou. Hy is in beheer en jy kan hom vertrou. Hy is goed en hy doen goed. En hy bring die dinge in ons lewe in, Psalm 119 vers 71 vir ons sê, net na hy in 68 gesê het, God is goed en hy doen goed, maar is goed dat ons verdruk was, want toe het ons geleer, soos Psalm skryf sê, hy het geleer toe om God se wet te onderhou, so God bring verdrukking, hy bring moeilike omstandighede, hy bring dinge in ons lewens in, want hy is goed, en hy wil ons groei daardeur, en hy is in beheer van dit alles. Okay, so God is in beheer, maar beteken dit hulle is nie skuldig nie? God is eintlik skuldig. Nee. Mense is nog steeds verantwoordelik. Hulle is nog steeds skuldig. Hulle dra die skuld van Jesus se dood, soos Handelinge 2 vers 23 vir ons sê. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. Ja, hierdie is God se plan en God het dit laat gebeur, maar luister nou, het julle Jode deur die hande van goddelose mense, die Romeine en die regering geneem en gekruisig en omgebring. Julle is skuldig, alhoewel julle nie fisies die is wat hom Christus doodgemaak het nie, nê? Die Romeine is. Hulle is skuldig want hulle het geweet, Pontius Pilatus geweet hy is onskuldig en ons steeds laat doodmaak. En God is in beheer van al hierdie dinge, behoor al hierdie dinge. So ons sien God se soewereiniteit en ons sien die mense verantwoordelikheid. Okay, ons sien hierdie dinge so duidelik in hierdie tekste. Ons sien ook hierso, as jy dink aan, hierdie is die skrifgeleerdes, hierdie is die hoëpriester en die priesters, hierdie is die fariseërs, hierdie is godsdienstige mense. Ons sien hierin die gevaar van godsdiens, wanneer jy nie lief is vir God nie. Godsdiens sonder liefde vir God is gevaarlik, baie gevaarlik. Dit sal maak dat jy God doodmaak, wanneer God in die vlees kom, wanneer God tekens en wonders doen om te bewys hy is julle Messias, en wanneer hy sondeloos lewe, dan maak jy hom steeds dood. Dis wat godsdiens doen. Godsdiens is gevaarlik. In die naam van godsdiens was daar al duisende mense doodgemaak gewees. Oorloë was al gevoer gewees, verskriklike dinge was al gesien gewees as goed om te doen. Godsdiens sal maak dat jy planne beraam om jou Messias en jou God dood te maak, soos wat hulle hier doen. So ons doen nie godsdiens vir godsdiens sondhalwe nie. Ons dien God uit liefde vir God. En dit is belangrik. Uit liefde vir God. En soek jy 'n voorbeeld van hoe dit lyk om uit liefde vir God te dien. Nou kyk net na vers 3. Vers 3 van Markus 14. Sê en toe hy in Betanië was, en daar is die koneksiewoord en, in die huis van Simon, die Malaatse, terwyl aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. So ons het gesien in vers 1 en 2, die slinkse planne vermoord, en nou sien ons 'n pragtige daad van liefde. Of ons kan ook sê, onbeskaamde aanbidding. 'n Pragtige daad van liefde. Nou volgens Johannes gebeur hierdie 4 dae voor die vergadering van die Joodse leiers, want dit gebeur 6 dae voor die Pasga. En Jesus het die gewoonte gehad, as hy Jerusalem toe gegaan het, om nie oornag te bly in Jerusalem, hy het gewoonlik weer teruggegaan na die Olyfberg toe, en in Betanië, na die areas gaan oornag, want hy het baie mense daar geken. En hierdie dag was hy in Simon se huis. Simon wat 'n Malaatse was, Simon wat sekerlik deur Jesus genees was, anders sou Jesus nie in sy huis gewees het. Okay, en ander mense daar gewees het nie, so hy is nie meer 'n Malaatse nie. Okay? En hy's daar in sy huis. En toe terwyl hy daar is en hulle aan tafel is, en is gewoonlik dan net die manne wat aan tafel sou wees, in hierdie omstandighede, kom daar 'n vrou na hom toe. En dit is alreeds baie ongewoon. 'n Vrou kom nie gewoonlik in so ete, behalwe as sy kom om die kos te bedien nie.
Maar hierdie vrou, uit liefde vir Jesus, gee nie om oor of hierdie gewoontes of aanvaarbaar is of nie. Sy wil haar toewyding aan hom kan kom bewys en dit maak nie vir haar saak nie. En volgens Johannes is hierdie vrou Maria. Sy is die suster van Martha en van Lazarus. Ons ken haar. Hulle bly naby in hierdie plek. Hulle bly hier onder dieselfde dorpie. In Johannes 12 sien ons dat Lazarus en Martha was daar gewees. Hulle was teenwoordig daai dag. So Maria kom na hom toe uit liefde vir haar Messias. En kyk dan wat doen sy. So daar kom 'n vrou met 'n albasterfles met egte baie kosbare nardesalf. En dan breek sy daai fles en sy gooi die nardesalf oor sy hoof. Nou nardes is 'n aromatiese kry wat hulle gekry het in die hoogliggende areas, Himalayas van Indië. Dis waarvan af het gekom het. Dit is 'n ongelooflike sterk reuk wat hierdie gehad. Dit is eintlik meer 'n olievorm, maar dan sit hulle baie keer in salf vorm ook. En dit was baie skaars geweest en daarom was dit baie kosbaar, baie duur. Hierdie was moontlik haar waardevolste besitting. So die een ding, as jy dink aan die ding wat vir jou die belangrikste ding is wat jy besit. Hierdie is moontlik daai ding vir haar. En hierdie olie was in 'n albaster fles gewees. En dit is die beste ding waarin jy hierdie tipe olie kon sit. As jy iets anders te sit, het dit baie keer gereageer met die houer waarmee jy dit gesit het. Maar albaster fles, dit was die regte ding om dit te gebruik. Die probleem is dat daai fles self is baie duur. En om dit te kon uitkry, die manier hoe dit geseël het, moes jy gewoonlik die nek van daai fles breek. En as jy hom gebreek het, dan moes jy omtrent altyd alles gebruik het. So hierdie is 'n ding wat jy koop dit en jy het dit vir 'n spesiale dag. Dis waarvoor dit daar is. Dis hoekom jy so iets sal besit. 'n Spesiale dag dalk soos jou troudag. Dis waarvoor jy dit sou gebruik het. Maar Maria is oortuig dat die spesiale dag waarvoor sy hierdie bewaar het gekom. In haar denke kan sy nou hierdie kosbare besitting van haar gebruik op 'n gepaste manier. Die tyd en die oomblik om so iets wat jy so bewaar het te gebruik het, is nou hier. Hierdie is die geleentheid. Sy kan nie dink aan 'n beter dag en 'n beter tyd en 'n beter persoon om hierdie op te gebruik nie. En dis hoekom sy dit doen. Sy kom en sy breek die fles oop en sy gooi dit oor sy hoof. En dan bly heel moontlik nog wat oor en sy gooi dit op sy voete ook. Want Johannes sê dat sy het sy voete gesalf. En dan sy selfs verder gegaan, sy het haar hare losgemaak en sy het Jesus se voete dan afgedroog met haar hare. Matteus en Markus praat net van haar hoof. Johannes praat net van haar voete. Hulle is nie besig om mekaar te weerspreek nie. Matteus en Markus se fokus is op Christus as die Messias en hulle probeer dit wys dat hy is die gesalfde ene en dis hoekom hulle daarop fokus. Johannes fokus op haar nederigheid, hoe sy kom in onderdanigheid, hoe sy haar hare losmaak, hoe sy dan sy voete kom olie en dan kom afvee. En dan kniel sy daar by sy voete, nê. En wat interessant is, elke keer wat jy vir Maria sien in die Bybel, is sy by Jesus se voete. Sien nou 3 keer, sy is elke keer by Jesus se voete. Die eerste keer is sy gebroke. Sy kom na Jesus toe en sy huil oor haar broer Lazarus wat oorlede is. En sy val by Jesus se voete. Die tweede keer is waar sy by Jesus sit. En hy's besig om hulle te leer en sy sit by sy voete. En in die derde keer is hierdie keer wat sy kom kniel by sy voete en met haar hare sy voete kom afvee. Jesus is vir haar alles. Hy het net voor hierdie tydperk daar broer uit die dood opgewek. Hy is die Messias. Sy verstaan daai dinge van, begin het meer te verstaan van hy is die opstanding, dit wat hy hulle geleer het oor Lazarus. Hy is haar Messias, hy is haar redder en hy is haar God. En sy is lief vir Jesus. En sy bewys op hierdie asemrowende manier, bewys sy hierdie dinge, bewys sy haar liefde vir hom. Johannes sê dat hierdie was
was 'n litra, dit is 'n derde min of meer van 'n liter of derde van 'n kilogram se salf gewees. So as jy dink aan 'n parafiemhouer, okay, en is 'n groot, dis 'n redelike groot botteltjie, en jy sou al daai uitgooi, dink net aan die reuk. Johannes sê dat die hele huis was gevul gewees met die reuk. Dit is so 'n, jy weet, almal se aandag is daaraan. Jou oë sien hierdie gebeur, jou neus neem hierdie in. Dit is net oorweldigend dit wat hier gebeur, nê? En dit wat almal dan sien. Verder, in hulle kultuur vir 'n vrou om haar hare los te maak, vir enige ander man as haar eie man, dit is amper, dit is net nie reg amper nie. Dit is vernederend om dit te doen. En sy gaan nog verder as dit. Sy maak nie net haar hare los nie, sy vee Jesus se voete af met haar hare. So sy het vasbesluit, hierdie is hoe sy hom gaan aanbid. Hierdie is hoe sy hom gaan vereer. Maak nie saak wat die koste is nie, maak nie saak wat ander sal sê of dink daaroor nie. Haar hart vloei oor in aanbidding vir Jesus en sy moet uiting gee vir dit en hierdie is wat sy doen. Haar kosbaarste besittings, haar eie vernedering vat sy en is al wat sy dink om te kan gee vir hom, want hy is dit waardig. Hy verdien dit, vir meer is dit. Hierdie is suiwer, skaamtelose aanbidding. Dis aanbidding. En uit liefde vir Jesus doen sy hierdie daad. En die kontras, wat hier geskep word tussen haar en die Joodse raad, jy weet, wat beplan om Jesus dood te maak en haar wat beplan om Jesus so te aanbid, ek bedoel, kan nie groter wees nie, die kontras. Die Sanhedrin beskerm hulle eie eer, en hulle eie posisie, hulle eie magsposisies, maar sy verneder haarself voor Jesus. Die Sanhedrin wil hulle inkomste bou, al die geld wat hulle gemaak het uit die tempel uit. Sy gee haar kosbaarste besitting weg. Wat 'n kontras. Die vraag is, as jy daar was, as jy persoonlik vir Jesus, jy weet, hy's vlees en bloed, hy's fisies hier. As jy daar was en jy kon iets vir hom gedoen het, wat sou jy gedoen het? Wat sou jy opgegee het vir hom? Hoe gaan jy jou aanbidding vir hom wys? Maar dalk is 'n beter vraag, wat is jy nou besig om te doen? Hoe is jy nou besig om jou aanbidding vir hom te wys in die manier hoe jy lewe en wat ook al jy doen? Is jy besig om hom te aanbid so? Is jy lief vir Jesus en kan ander dit sien in jou lewe, in jou optrede? Almal daar het gesien wat Maria doen. Maar omdat hulle nie hierdie groot liefde wat sy gehad het verstaan hulle nie hoekom sy dit gedoen het nie. Dis vir hulle onverstaanbaar. Kyk na vers 4. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarom het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind? Nou vanuit Johannes weet ons dat Judas was die voorloper hier gewees. Hy was die een wat onmiddellik die ander aangehits het ook. So Judas saam met die ander disippels brom onder hulle self oor hierdie olie so gemors was, so verkwis was. En dit sê daar hulle was verontwaardig. Nou daai woord verontwaardig praat van dieselfde klank wat perde maak as hulle uit hulle neus uitblaas. Okay, dis daai idee van ek is kwaad, ek is dis wat hulle doen. Hulle sien dit, hulle sê hoe kan dit wees? Hoe kan sy hierdie doen? Dis die prentjie van hierdie. Hulle is verontwaardig. En wanneer hulle hierdie dan sê, is hulle net besig om dit wat sy doen te verklein nie. Hulle is actually besig om Jesus minder te maak. Dink daaraan. By implikasie sê hulle, Jesus, jy is nie waardig dat hierdie baie ryk olie op jou salf, op jou kop uitgegiet word nie, en jy gesalf word daardeur nie. Jy's nie, dit pas nie by jou nie. Dit is hoe hulle dit sien. Hulle sien dit as dit was gemors gewees. Maar sy sien dit nie so nie. Dit is 'n teken van liefde vir hom, dit pas by hom. Hy is die koning van die konings. Hoekom? Natuurlik is hy waardig om deur enige iets, die rykste wat ook al te ding wat ons kan kry, om gesalf te word daardeur. Hy is meer as waardig. Sy het niks gemors nie, hierdie is nie verkeerd verstaan van haar nie, sy het dit. Was nie gemors nie, inteendeel, soos ons gaan sien, het dit meer gedoen as wat selfs sy besef het.
sal meer waarde hê as wat sy gedink het. En luister mooi, niks wat jy doen vir Jesus uit liefde is ooit verkoos nie. Is ooit gemors nie. Jy sal nooit aan die einde van jou lewe kom en sê, ja, ek wens net ek het minder vir Jesus gedoen. Gaan ons ooit dit sê? Tuurlik nie. Ons gaan by die einde van ons lewens kom, ons gaan sê, ek wens ek het my tyd, ek wens ek het my talente, ek wens ek het my geld, ek wens ek het alles wat ek het, meer gegee vir hom, meer hom mee gedien, nie gemors op ander tydelike dinge nie. En nou is die geleentheid verby. Wens ek het meer gedoen vir Jesus. Dis sal ons hart wees. Dit behoort ons hart te wees, om net meer en meer vir Jesus te wil doen uit liefde uit. En ons gaan beslis nie, na 2000 jaar in die hemel, daar staan en sê, ja man, ek wens regtig ek het minstens minder vir Jesus gedoen toe ek gelewe het nie. Nee. Ons gaan sê, dank die Here, dat ons 'n ewigheid het, om op te maak vir die tye wat ons hom nie aanbid het soos ons moes nie. Dit is ons hart, dis wat ons hart gaan wees. So gee jou beste vir hom, dien hom met alles van jou. Hy het sy kosbare bloed vir jou uitgestort. Maar hy dit wat nog meer waardevol is, het hy uitgegiet. Het hy gebreek. Hy is dit die meer as die moeite werd. Soos iemand gesê het, we can love Jesus too little, but we cannot love him too much. Maar ons moet bewus wees, as ons vir Jesus so gaan lief hê, dan gaan mense dit verkeerd verstaan. Mense gaan teen ons wees. Mense gaan ons selfs hulle gaan ons aanval. Hulle gaan ons kritiseer. Maar ons kan ook weet, Jesus sal ons verdedig. Hy sal ons verdedig en hy mag dit dalk vandag doen, in hierdie tydperk doen, in ons lewens doen, maar hy sal dit beslis eendag doen. As ons voor God staan. Hy sal ons verdedig. En ons sien dit hierso in vers 5. Ja, hy gaan nie so gaan hy dit nou verdedig. Eers verduidelik dit oor hoekom hierdie mense hulle haar so aanval. Kyk na vers 5. Want dit kon vir meer as 300 pennings of meer as 300 denarius, meer letterlik, verkoop word. En geld aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. So ons sien hier eers die aanval wat hier gebeur. Hierdie is hoekom hulle dink die salf was gemors gewees. Hulle gedink, dis oneffektief. Ons kon iets meer gedoen het, ons kon iets beter gedoen het. Ons kon 'n klomp arme mense kon ons mee gehelp het vir kos. As ons hierdie kant verkoop het. Hierdie is 300 denarius. En onthou denarius is 'n dagloner se werk, dit wat hy betaal was vir een dag, né? Die betaling. So 300 van hulle is min of meer 'n jaar. So dink aan jou jaar se salaris. Okay, jou jaar se salaris dis min of meer die prentjie van wat hier aangaan, van wat sy hier weggegee het. Dis duur salf daai om jou jaar se salaris in 'n botteltjie te sit. En dit was kosbaar. En hulle sien dit as verkoos, as gemors op Jesus. Sy sien dit as aanbidding van Jesus. En Judas sien dit as 'n geleentheid om geld te gemaak het wat nou neusie verby is. Hy gaan nie met daai geld in sy sak indruk nie. Onthou hy die geldsake hanteer en hy het baie van dit vir homself gevat. En Judas en die ander is so verontwaardig oor die salf wat gemors is, dat hulle teen haar uitvaar. En in die Grieks het die idee van, nie net een keer nie, hulle het aangehou teen haar praat nou hierdie. Okay? So hulle hou aan, haar aanval. Nou arme Maria, sy gee haar beste, sy verneder haarself, sy aanbid Jesus op die beste manier wat sy aan kan dink, en dan vaar die disippels van Jesus teen haar uit. Hoor dit. Maar Jesus sien, hy sien dit nie soos wat hulle dit sien nie, hy verstaan haar hart. En hy sien dit selfs beter as wat sy dit sien, en hy verduidelik nou hierso. Kyk na vers 6. Maar Jesus sê, en ons sien hierso hoe hy haar verdedig, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Maar daar's twee Griekse woorde vir goed of vir goeie. Die een is agaphos, wat verwys na 'n daad of iets wat jy doen wat moreel goed is. Die ander een is kalos, wat verwys na 'n daad of iets wat moreel goed is, maar ook meer as dit mooi is, lieflik is, pragtig is. Dis nie net sonder morele vlak nie, daar's 'n mooiheid aan dit ook. En kalos
word hier gebruik deur Jesus. Sy het 'n kaloswerk aan my gedoen. En dit is hoekom baie van die Engels hierso lees, she has done a beautiful thing to me. Hulle sien dit as gemors en Jesus sien dit as pragtig. Sy het 'n pragtige, lieflike daad aan Jesus gedoen. En dink net, toe sy daai woorde gehoor het, wat het in haar hart gebeur? Okay, sy het nou net haarself hier uitgestort in hierdie vernederende manier het sy hom aanbid en nou hoor sy, dit was 'n pragtige daad. En haar hart het net nog meer vol geword het vir dankbaarheid en aanbidding, net nog meer oorgestroom het in liefde vir hom. En as jy in liefde vir Jesus iets doen, jou beste gee, dan sien hy dit as iets pragtigs. En ons dien 'n wonderlike God wat so na ons swak, ons stikkend, ons gebroke maniere wat ons hom probeer dien, kyk, nê? En hy kyk en hy sien dit is pragtig. Soos iemand geskryf het, what would you like to give to Jesus to show your love, your time, talent, treasure? It doesn't matter if it's costly or inexpensive, whether others understand or criticize. Whatever is given from a heart of love is beautiful to him. En nou gaan Jesus hulle inlig oor hoekom haar daad pragtig was en wat hy gaan sê gaan selfs verder as wat sy besef het. Kyk na vers 7. Hy sê, want hierdie daad is pragtig, want die armes het julle altyd by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar my het julle nie altyd nie. So Jesus sê om aan die armes iets te gee is 'n goeie daad. Dis iets goeds wat ons kan doen. Maar as Jesus daar in persoon is en jy kan hom in persoon dien, dis iets beter en dit is iets wat net tydelik beskikbaar is. Ek is nie altyd hier nie, hulle is altyd daar. Ons kan nie vandag iets fisies doen vir Jesus soos sy dit gedoen het nie, né? Al hoe ons dit kan doen is om dit aan sy liggaam te doen. Voorwaar ek sê vir julle, as julle so daad in een van die minstes van hierdie broers van my doen, het julle dit aan my gedoen. Okay, so dis ons dit kan doen. Maar sy kon dit direk aan Jesus doen, vir net nog 'n kort tydjie. En sy het dit gedoen, sy het die geleentheid gevat. Daarom is dit pragtig, dis deel van dit. So sy het die geleentheid om direk vir Jesus iets te kan doen, aangegryp, toe die tyd daar was en reg was. En dit is pragtig. Maar sy het nog meer as dit gedoen. Kyk na vers 8. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Jesus sê, wat sy kon, het sy gedoen. Daai is mooi woorde. Dit is mooi. Sy het gedoen wat sy kon. Sy het gekyk na Jesus, sy het besef meer en meer wie hy is. Sy het gekyk na wie sy is, sy het gekyk na wat sy het, en sy het gedoen wat sy kon. Om hom te aanbid, om sy haar liefde vir hom uit te stort. En dan het sy eintlik op die ou ene meer gedoen as wat sy besef wat sy doen. Sê daar, sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Liggame van dooies was gewoonlik gesalf of met mirme of parafiem om die reuk wat uit die graf uit sou uitkom teen te werk. En te help daarmee. Maria salf Jesus dus nie na sy dood nie, maar voor sy dood. Sy is op die ou en sover ek verstaan nie een van die vrouens wat gegaan het na die graf toe nie, om te gaan salf nie. En nou kan ons vra, het sy geweet dat Jesus gaan binnekort sterf? Het sy geweet? En is moeilik en is moontlik dat sy nie geweet het nie. Because sy kon geweet het, want Jesus het vir die disippels gesê, dit is wat gaan gebeur. Maar almal van hulle was omkant gevang gewees op die ou ende deur dit. En moontlik het sy dit nie heeltemal verstaan nie, en dit kan wees dat sy dalk meer geweet het. Kans is goed dat sy dalk nie geweet het nie. Maar dink net na die kruisiging, paar dae na hierdie, nou ewe skielik gaan al die liggies vir haar oop, en nou besef sy beslis wat gebeur het. Okay? En nou gaan sy nie dink, nee, ek wens ek het dit nie gedoen nie. Nou is dit net nog, kan nie glo, ek het dit net uit liefde gedoen, en hy het dit gebruik, dat ek hom salf voor die tyd vir sy dood. Dit is hoe God in sy plan bewerk het, hierdie liefdesdaad van my. Dit was net nog meer sou sy in verwondering gestaan het. Haar aanbidding was 'n teken dat Jesus binnekort gaan sterf,
Haar opbinding was voorbereiding vir Jesus vir sy dood. God gebruik dit op 'n manier om Christus te help in hierdie dinge. Hy is reeds gesalf vir sy dood. So God gebruik haar liefdesdaad om Jesus te help en voor te berei vir sy dood. En dit is ongelooflik hierdie. En kyk na vers 9. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Maar wat 'n belofte om te hoor. En dit is 'n belofte wat waar geword het. Dit is 'n belofte wat besig om nou waar te word. Want ons is besig om nou te hoor van haar. En sy ontvang hierdie gedagtenis, nê? Haar daad is meer bekend as dit wat Alexander die Grote en Napoleon gedoen het. Wie van julle kan dit beskryf en weet eers? En hierdie groot manne. Haar daad, ek weet nie hoeveel vertalings, ek het 350 op my notas, is dalk al meer. Bybelvertalings is daar en mense oor die wêreld lees van haar. Hierdie ding wat sy gedoen het op daai oomblik, wat so oralste en ewig aangaan. En weet julle wat? Hier is net waar van haar nie. Dit is ook waar vir ons. Dit is ook waar vir ons. Dit wat ons in liefde vir Jesus doen, sal vir altyd en ewig onthou word deur God en gevier word in die hemel tot God se eer. Kyk, so wanneer ons daar in die hemel is, gaan God verheerlik word en Christus gaan verheerlik word vir dit wat hulle gedoen het in ons, wanneer ons iets goeds doen uit liefde vir hom. Gaan God aanhou aanbid word daarvoor. Dit gaan nooit weggaan nie. Dit wat ons vir onsself doen, dit wat ons doen vir tydelike dinge, is vergeet, is weg. Dit wat ons vir Jesus doen, is oneindig. Dit doen wat jy kan in liefde vir Jesus. Die Joodse leiers en Judas het ander gode gedien. Hulle het geleef vir mag en vir geld en vir self. En wat was hulle nalatenis? Of staan hulle bekend? Maria het God gedien en vir Jesus geleef. En wat was haar nalatenis? So ons gesien, slinkse panne vermoord, 'n pragtige daad van liefde en dan skokkende verraad vir geld. Kyk na vers 10 en vers 11. Ten Judas Iskariot, een van die 12, het na die owerpriesters gegaan om hom aan hulle oor te lewer. So die hom is Jesus. Vers 11. En toe hulle dit hoor, was hulle bly en het beloof om hom geld te gee. Daai is die taal wat hulle praat en daai is die taal wat hy praat. En hy het nou 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Nou daar is amper geen groter kontras net tussen twee mense as tussen Maria en Judas hierson nie. Sy het 'n jaar se geld in 'n oomblik laat gaan net sodat sy Jesus kan dien. Hy sal vir Jesus verkoop soos 'n slaaf net om 'n bietjie geld te kry. Wie sy aanbid is duidelik in haar aksies. Wie hy aanbid is ook duidelik in sy aksies. Maar sy aanbid die ware God en hy aanbid mammon, geld. Haar reputasie is blywend. Sy reputasie is ook blywend. Maar sy is die een wat Jesus gesalf het. Hy is die een wat Jesus verraai het en verloon het. Albei het 'n rol gespeel in Jesus se dood. Een 'n goeie ene, een baie slegte ene. En Judas was altyd, van die begin af was hy in dit vir die geld gewees. Hoekom was hy meer van die geldsak? Hy was altyd daar vir die geld. Hy het regtig gedink, Jesus is die Messias, so daar kom 'n koninkryk, so wat beteken dit vir my? Magsposisie, geld, dat kan kry. En toe hy begin besef, dis nie daai tipe Messias nie. Hier is nie wat hier gebeur nie. Toe hy soos, wel, dan moet ek probeer geld maak uit hierdie situasie uit, wat ek vir 3 jaar lank het ek my lewe gemors, om hierdie ou te volg, en niks geld uit dit uitgekry nie, maar baie min. En so, wat gaan ek kan kry hier uit? Dit is sy denke, dit is hoe hy dink. En hy gaan na die wat hy weet vir Jesus sal met geld gee vir hom vir Jesus. En luister net nou hoe Matteus hierdie interaksie beskryf, ons sien meer van sy hart hierso. Matteus 26 vers 14 en 15. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil of wat sal u my gee? En ek sal hom aan u oorlewer. Hoeveel is julle bereid om te my te betaal? Ek het 'n prys, is wat hy sê. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg.
So hy het gevra, hoeveel sal julle vir my gee? Hoeveel kan ek vir Jesus kry? Hoeveel kan ek vir die seun van God kry? En hoeveel kry hy? Die prys wat jy sou betaal vir 'n goeie slaaf. Dis die prys. Die seun van God word verkoop vir die prys van 'n slaaf. Judas het op die ou end verder gegaan as wat hy wou. Hy was spyt, nê? Nee? Ons gaan dit later sien en hy daai minste kom teruggooi. En hy spyt gekry oor wat hy gedoen het. En dit is wat sonde met ons doen. Soos iemand al gesê het, sin will take you further than you ever wanted to stray, cost you more than you ever dreamed you would pay, and keep you longer than you ever thought you would stay. Moenie met sonde speel nie. Judas het op die ou end sy lewe gemors. Die woord wat hy gebruik het in vers 4 vir hierdie was verkoos gewees, hierdie was gemors gewees. Dis die woord wat Jesus vir hom gebruik in Johannes 17. Kyk hierna. Johannes 17 vers 12. Oor die wat U my gegee het, het ek gewaak en nie een van hulle verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf. Daai woord is dieselfde woord as wat hy gebruik het oor wat sy gedoen het. Hy sê, daai is gemors, maar op die ou en het hy sy eie lewe gemors. En kyk weer terug na Markus 14 vers 11. En toe hulle, dis die leiers dit hoor, was hulle bly. Okay, hierdie is soos 'n sadistiese, satanistiese tipe blyheid. Okay? Was hulle bly en het beloof om hom geld te gee. Hierdie is die oplossing wat hulle voor gesoek het. Hoe gaan ons hom in die geheim kry? Wel, hierdie ou weet waar hy beweeg in die aande. Hierdie ou kan ons help. Hulle was bly. Judas kan Jesus oorlewer op 'n stil plek en daaroor is hulle dankbaar. En kyk na die einde van vers 11. En hy het na 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Daai geleentheid gaan wees op die dag en die datum wat God bepaal het. God gaan al die omstandighede so bewerk wat daai geleentheid wat Judas ewe skielik hierdie is die geleentheid gaan wees wat dag wat God wou gehad het. Joodse leiers en Judas dink dat hulle kies wanneer hulle wil, maar hulle gaan kies wat God wil. God sal daai regte geleentheid skep. En weer is hier 'n kontras. Sy het 'n geleentheid gesien net voor sy dood, om hierdie te doen. Om hom so te aanbid. En hy, Judas, gaan 'n geleentheid sien om Jesus dan te verraai. Sy het dit aangegryp. En hy het dit selfs aangegryp. Wat 'n kontras is hierdie nie. En wat is die laaste les vir ons hierso? Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, se skape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. God gee vir ons geleenthede elke dag om vir hom te leef. Ons geleenthede. En ons moet dit aangryp met albei hande. Soos sy daai geleentheid aangegryp het om hom te dien op daai oomblik. Ewigheid kom. Ewigheid kom en net dit wat ons vir Jesus gedoen het sal vir altyd bly. Dis die dinge waarmee ons moet besig wees om vir ons 'n nagedagtenis te los as ons so daaroor wil praat. En ek sluit af met C.T. Studd se bekende gedig Only One Life. Only One Life. Hy skryf, Two little lines I heard one day, traveling along a busy way, bring conviction to my heart and from my mind would not depart. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, yes, only one. Soon will its fleeting hours be done. Then in that day, my Lord to meet and stand before his judgment seat. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, the still small voice gently pleads me for a better choice, bidding my selfish aims to leave and to God's holy will to cleave. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Only one life, a few brief years, each with its burdens, hopes, and fears. Each of its days I must fulfill, living for self or for his will. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last.
Give me, Father, a purpose deep, in joy or sorrow, thy word to keep, faithful and true, whatever the strife, pleasing thee in my daily life. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. En hierdie het my dink aan die vrou. Oh, let my love with fervor burn, and from the world now let me turn, living for thee and thee alone, bringing thee pleasure on thy throne. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. En die laaste ene. Only one life, yes, only one. Now let me say thy will be done. And when at last I hear the call, I know I'll say it was worth it all. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir hierdie gedeelte en hoe U hierdie Gees vir Markus geïnspireer het om hierdie so bymekaar te sit, om vir ons hierdie kontraste te wys, Here. Hier tussen aanbidding wat pragtig was, liefde vir U, liefde vir Christus wat net oorgevloei het in aanbidding, Here. En Here, aan die ander kant, die wêreld wat leef vir posisie, wat leef vir geld, wat leef vir gemak, wat leef vir mag en vir die tydelike dinge, Here. Here, help ons om te onthou dit wat gaan bly. Help ons, Here, om te onthou ewigheid kom. Ons gaan voor U staan en ons gaan vir altyd en ewig saam met U wees, Here. En help ons dus om nou vir U te leef, vir U vreugde te bring en U te aanbid, Here, op 'n manier wat amper is soos wat hierdie vrou Maria gedoen het, Here. Ons is dankbaar vir U woord. Here, ons kan hierdie op ons eie doen nie, ons val so ver kort. Help ons, Here, deur die Gees, deur die woord, deur die gemeente, om net meer lief te wees vir U en om dit uit te leef, Here. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen.